16 Desember is vir baie van ons 'n vreemde onderwerp, vreemde datum, maar is vir baie van ons 'n mooi tyd. En vir van ons is dit bietjie iets wat ons bietjie rooi gesig laat. Is iets wat ons herinner aan 'n tyd wat ons dink boos was en ons nie wil vier nie. Maar wat is die regte ding om te doen? Ek is 'n Christen, ek het die Here lief. Ek het die Here se mense lief. Ek het almal lief. Selfs die ouens wat nie Afrikaans praat nie, wat Christene is. En ek sien ook my broers en susters, maar wat doen ek nou op 16 Desember? En dis 'n belangrike vraag. So die eerste ding is, wat sê die Bybel? Die Bybel sê, Kolossense 2, vers 16 tot 17, dat niemand julle oordeel of wat julle eet of drink, of met betrekking tot 'n feesdag of 'n nuwemansfees op Sabbat nie. Hierdie ding is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Kolossense 2 vers 16 en 17. Dit beteken, die simboliese betekenis van die feesdag is belangrik, nie die uiterlike oorsprong. So wanneer ons geloftedag vier, of wil vier, mag ons dit vier. Dis okay. Ons voorvaders het beloof, ons gaan 16 Desember as 'n Sabbatdag hou, om sy naam te eer. So eerste ding is, dis wat ek al gehoor het, Christene sê, mooi Christene sê, maar 16 Desember is nie in die Bybel nie, dis ons mag dit nie vier nie. Jy mag. Die Bybel sê is okay. Tweede ding, moet dit 'n versoendag wees, of nie? Versoening is goed. Versoening is Bybels, regte versoening. Maar ek dink die 16 Desember moet 'n versoeningsdiens wees. Ek dink die 16 Desember is die plek vir dit nie. Wat het op 16 Desember gebeur? Op 16 Desember het 'n groepie gelowiges gewisse uitwissing in die oog gestaar. En hulle het tot die Here gebid. En hulle het oor 'n termyn, het hulle dieselfde gebed gebid en dieselfde gelofte gemaak, 'n belofte aan die Here gemaak. En hulle het gesê, as U ons gaan red, gaan ons 'n kerk bou, ons gaan die dag afsonder as 'n Sabbatdag, ons gaan hom heilig verklaar, as volk gaan ons dit doen, en ons gaan ons kinders die geskiedenis vertel. Hoekom? Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dis aan God. So, dis 'n groep mense wat wou sê, God red, en God alleen red. En 16 Desember gaan nie oor wie kan die beste skiet, of die beste oorlogstrateeg, of wat ook al is nie. 16 Desember, volgens die eerste ouens, het gegaan oor 'n dag wat ons die geskiedenis wil oor vertel, 'n dag wat ons as Sabbatdag wil heilig, 'n dag wat ons God se eer wil gee. Dis waar dit gaan. Dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor God, en wat hy gedoen het. So wanneer jy nou by die kerk instap, en jy hoor 'n versoeningsdiens, en jy hoor hoe sleg jou geskiedenis was, en jy hoor al hierdie goeters, hoe bring dit eer aan wat die eerste ouens beloof het? Dit doen mos. So 16 Desember behoort 'n karakter te hê, en dis gewoonlik wat gebeur by geloftefeeste is, as iemand wat die geskiedenis vertel, as iemand wat vertel, maar hierdie was 'n wonderwerk, want God doen wonders. Hierdie was 'n wonderwerk wat God gebruik het en ons voorvaders bymekaar gebring. En ons moet hierdie feesdag bly vier as 'n Sabbatdag. En na die geskiedenis vertel is, dan is daar gewoonlik 'n prediker wat dan 'n boodskap bring uit die woord uit. So die woord staan sentraal, die dag staan sentraal, en God word daardeur verheerlik. So dis nie Dis nie bedoel om versoeningsdag te wees nie, ek dink dit mis die punt, ek dink dis waar dit
moet gaan en ek glo is politiekery. Daarvan moet ons wegkom. Maar dis ook die dag om ons op te maak, sodat ons wil oorlog maak. Dan mis ons die punt ook. Geloftedag is 'n dag wat ons moet vier. As 'n trotse dag, wat ons dankie sê Here. U is groot. En 'n dag wat ons die geleentheid het om ons kinders te leer, jy kan die Here vertrou. Hy werk. En hy werk ook deur jou. En jy kan trots wees op jou geskiedenis. Want daar is mooi goed, soos 16 Desember 1838. Mag jy 'n geseënde geloftedag hê. Mag dit 'n dag wees wat jy gebruik as pa of as ma om jou kinders weer by God uit te bring, weer te laat glo, weer te laat hoop. En mag dit 'n dag wees waar God se naam eer kry. Geseënde geloftedag.